Goeiemôre en weer eens baie welkom by ons erediens. Dit is vir my wonderlike voorreg om die woord van die Here tot julle te bring. Ons voorsang vir oggend is Halleluja lied 286. Doen slegs u wil, Heer. Kom ons luister en sing saam. Doen slegs u wil, u wil met my die potte baken, met my die klei, vorm my en maak my net soos u wil, op u slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs u wil, u wil met my, tot en deursoek my, al moet ek lei, wetter as sneeuw hier, was my vandag, laag aan uw voeten, wil ek steeds waak. Doen slechts u wil, u wil met my, tot heel my lewe, u is gewy, maak van my hart Christus in my sien word, tot elkeen Christus in my sien word. Geliefdes in die Here, God ontmoet ons as gelowiges deur sy woord en gees. Hy spreek ons aan en op hierdie spreuke antwoord ons. Die Here sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Nou God het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord daarop met blydskap deur saam te sing uit lied 254, Spreek Heer. Broers en susters, deur die wet soos opgeteken in Eksodus 20 word ons bewus van God se heiligheid, maar so ook van ons eie sondes. Kom ons luister na die wet soos opgeteken in Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat,
En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of die vee of die vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het hy die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Na die aanhoor van die wet, en ons bewus van ons eie sonde is, en oortredings, kom ons bely ons geloof, soos volg, en elkeen spreek in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons antwoord daarop, na ons geloof bely het, met die pragtige lied 530, praat ek mense, engele tale. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor ons Here en Hemelse Vader in gebed. Almagtige Hemelse Vader, ons kom weer vanmôre met nederige harte voor U, Here. Nog 'n week is verby in ons lewens, Here, 'n week met verskillende gebeure wat elkeen van ons beïnvloed het. Dit sê of hartseer, vreugde of net 'n normale gang was, Here. Maar Here, ons dank U vir U seëninge, die lyding en die liefde in die week wat verby is. Want sonder U genade, Here, kan ons nie staande bly in hierdie wêreld nie.
Daar is soveel aanslae van die bose magte, Here, wat ons wil ontspoor en wat ons wil, dit maak dat ons dink ons is nie goed genoeg nie, Here, of dat ons geloof nie reg is nie, dat ons moet twyfel, Here, twyfel in U. Daarom vra ons, Here, versterk ons, lei ons en behoed en bewaar ons, Here, want ons weet, U woord sê, U is almagtig, U die bose klaar oorwin, en U genade en U liefde is genoeg vir ons. Here, laat daar rustigheid in ons harte kom. Laat ons besef en laat ons weet, Here, U lei ons deur die Heilige Gees wat U as ons vertrooster hier gegee het op aarde. Vergewe ons sondes, vergewe ons oortredinge, Here. Verwyder ons sondes so ver soos die ooste verwyder is van die weste, Here, en dink nie meer daaraan nie. Maar Here, laat ons self ook net dit besef in ons harte. As U ons sondes vergeef het, dan is dit verby, dis vergewe, Here. Laat ons nie langer ons aanhou top en terugkyk nie. Want ons moet vorentoe kyk, Here. Elke dag nuut in U naam. Here, gaan met ons in hierdie erediens wat voorlê. Laat ons die woord in ons harte kan bewaar. Open ons hart en ons oë en ons ore, Here, vir dit wat U wil hê ons moet hoor. Ons vra hierdie nie uit verdienste nie, maar net uit genade alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Evangelie van Lukas. Ek noem vir Lukas 13 vers 31 tot 35. Lukas 13 vanaf vers 31 tot 35. Klag oor Jerusalem, dis ook opgeteken in Matteus 23 vers 37 tot 39. Op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, U moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil U doodmaak. Maar hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit, en maak ek mense gesond, maar op die derde dag wil ek my werk klaarmaak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, soos hen haar kuikens onder haar vlerke neem, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien kom, julle sal my sekerlik nie sien, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Salig is julle wat die woord van die Here hoor en dit in die harte bewaar. Hemelse Vader, ons vra U seën oor die gepreekte woord wat volg. Laat ons dit oordink, Here, in ons hart bewaar en welbehaaglik wees voor U aangesig. Amen. Ons tema vanoggend is Jesus se hart vir 'n verlore stad. Ons teksvers kom daai vers 34. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Daar is iets aangrypend aan die manier waarop Jesus na Jerusalem kyk. Dis nie net 'n stad vir hom nie, dit is die plek waar God deur die eeue heen sy boodskappers gestuur het, waar die tempel gestaan het, waar duisende gebede opgestyg het teen hemele. Maar dit is ook die stad wat keer op keer die verwerp het wat in sy naam gekom het. In hierdie gedeelte sien ons Jesus se vasberadenheid, sy medelee en sy waarskuwing. Hy word gekonfronteer met 'n bedreiging, maar hy huiwer nie. Ek wil amper sê hy laat hom nie intimideer nie. Hy spreek sy liefde vir sy volk uit, maar hulle het nie 'n hart vir hom nie. Of anders gestel, hulle het nie 'n sagte plekkie in hulle hart vir Jesus Christus nie. Hy voorspel 'n oordeel, maar hy laat ook 'n straal van hoop skyn. Dit is 'n kragtige oomblik, 'n weerspieëling van hoe God oor 'n verlore wêreld voel, wat duidelik al hoe meer en meer na vore kom. Te midde van sy reis na Jerusalem, want soos ek laasweek gesê het, ons is in die lydingstydperk, kom 'n groep fariseërs na hom toe en waarsku oor hierdie dreigende gevaar wat ons sopas genoem het. Want dit is nie duidelik of hulle werklik besorg is of bloot probeer om hom weg te kry nie. Maar die boodskap is duidelik. Die man wat heers oor Galilea wil hom doodmaak.
Dit is dieselfde Herodes wat Johannes die Doper laat onthoof het. 'n Man wat nie skroom om 'n profeet se lewe te neem as dit sy posisie bedreig nie. Maar soos gesê het, Jesus is egter nie beïndruk deur hierdie bedreiging nie. Hy sien deur die slinkse aard van hierdie heerser en gee 'n antwoord wat getuig van 'n diep begrip van sy missie. Hy weet sy tyd is bepaal deur God, nie deur die bedreigings van mense nie. Daar is nog werk om te doen. Mense moet genees word, demone moet uitgedryf word en uiteindelik moet sy taak volbring word. Hy weet sy reis lei na Jerusalem, maar ook hy weet wat hom daar inwag. Tog draai hy nie om nie. Daar is 'n sekere ironie in sy woorde wanneer hy Jerusalem noem as die plek waar profete sterf. Hierdie stad, wat die sentrum van aanbidding moes wees, het deur die eeue heen 'n geskiedenis opgebou van vervolging teen die wat die waarheid spreek. Dis asof hy sê, as 'n profeet gaan sterf, is dit net natuurlik dat dit daar moet gebeur. Maar al verstaan hy die lot wat op hom wag, is sy hart steeds sag. Hy sien Jerusalem nie net as 'n stad wat profete doodmaak nie. Hy sien dit as 'n stad vol mense wat verlore is, mense vir wie hy 'n liefde het wat hulle nie eens besef nie. En sy woorde dra die pyn van 'n diep verlange. Hy het so dikwels begeer om hierdie mense bymekaar te maak, onder sy vlerke te neem, soos wat die skrif sê, soos 'n hen wat haar kuikens beskerm. Dit is 'n beeld van geborgenheid, van versorging, van 'n liefde wat nie net regeer nie, maar wat omvou en vertroos. Dit is 'n beeld van God se hart. Maar die hartseer lê in daardie laaste woorde van sy uitspraak. Die inwoners wou nie. Dit is nie omdat hy nie bereid was nie, dit is omdat hulle nie wou luister nie. Nog meer hartseer is dat die genade is daar, die beskerming is aangebied, maar hulle het verkies om weg te bly. En daarom wag vir hierdie stad 'n donker toekoms. Jesus kondig aan dat hulle huis verlate agtergelaat sal word. Dit is 'n skrikwekkende voorafblik op wat sou kom. 'n Stad wat in die toekoms vernietig sou word. 'n Tempel wat nie meer sou staan nie. 'n Volk wat weggevoer en verstrooi sou word. Dit is die oordeel wat direk voortspruit uit hulle afwysing van God se aanbod. Alle wêreldse belange is meer belangrik as om God se belang of eerder liefde en beskerming na hom te kom luister. Maar selfs in hierdie ernstige waarskuwing is daar 'n straal van hoop. Jesus Christus, die lig van die ware lewe. Hy sê dat daar 'n dag sal kom wanneer hulle hom weer sal sien en hom sal erken as die een wat in die naam van die Vader kom. Dit is 'n kyk vorentoe na die dag wanneer die wêreld sal besef wie hy werklik is. En daar is 'n tyd wanneer die knie wat nou styf bly staan, wat weier om te buig, sal buig. En die monde wat ons nou verwerp, sal bely dat hy die ware koning is, heerser oor hemel en aarde. Nou geliefdes in die Here, hierdie gebeure in Jesus se lewe is nie net 'n geskiedkundige oomblik wat lank gelede plaasgevind het nie. Nee, dit spreek direk tot ons en ons omstandighede. Daar is 'n paar belangrike lesse wat ons ter harte kan neem. God se plan is onomkeerbaar. Geen menslike bedreiging, mag of teëstand kan keer wat God bestem het nie. Jesus was nie bevrees oor Herodes nie, of oor Herodes se planne nie. Hy het geweet sy tyd en sy pad is in die Vader se hande. Dit herinner ons ook dat ons in ons eie lewens nie hoef te swag voor vrees en intimidasie nie, maar met geloof moet voortgang in die roeping wat God vir ons het. Glo in hom, vertrou op hom. Ons weet, Jesus se liefde is onmeetbaar. Hier is ons hart vol liefde waar Jesus selfs oor sy vyande huil. 'n Hart wat nie net wil heers nie, maar wat wil versamel en beskerm. Dit laat ons onwillekeurig dink, besef ons regtig hoe diep sy liefde vir ons is. Hy roep ons nader, nie as onderdane nie, maar as kinders. En kinders is deel van 'n familie. En as ons lief is vir ons kinders en hulle beskerm, hoeveel te meer is Jesus se liefde vir ons nie. Dit kan ons nie in menslike terme meet of ten volle begryp nie. Ons kan dit net koester in ons harte. Maar soos ons weet,
het die verwerping van Jesus gevolge. Die Jerusalemse geskiedenis wat deur die geskiedenis heen profete verwerp het en dan uiteindelik Jesus se kruisiging tot gevolg gehad het 'n tragiese einde laat ontstaan, plaas laat vind. Dit leer ons dat God se genade nie vir altyd geïgnoreer kan word nie. Die uitnodiging is daar, maar elke mens moet kies hoe hy en sy daarop reageer. Ons weet Jesus sal weer kom. Sy laaste woorde in hierdie gedeelte verwys direk na dit wat gaan gebeur in die toekoms. Jesus Christus se wederkoms. Die hartseer van die kruisiging, die verlorenheid, die opstanding, na die opvaring na die hemel, lei alles tot Jesus Christus se wederkoms. Die wêreld mag hom nou verwerp. Hier waar ons nou sit in vandag se lewe sien ons dit elke oomblik, elke dag. Maar daar sal 'n dag kom wanneer almal sal erken wie hy werklik is. Dit bring 'n oproep tot gereedheid na ieder en elk van ons toe. Leef ons as mense wat wag op ons koning? Of ploeter ons net voort in hierdie wêreld? Gaan ons net voort uur na uur, dag na dag? En môre sal iets gebeur? Ons sal môre kyk na dit? Leef ons as mense wat wag op ons koning? Dink daaroor na. Dit kan lewensreddend wees. Nog geliefdes in die Here, ek sluit af met die volgende. Die beeld van Jesus wat oor Jerusalem treur, is 'n beeld van God se hart vir 'n verlore wêreld. Dit is 'n tragiese, maar ook 'n hoopvolle prentjie. Tragies, omdat soveel mense sy uitgestrekte arms verwerp, maar hoopvol, omdat sy liefde steeds beskikbaar is vir die wat bereid is om te kom, die wat bereid is om sy uitnodiging te aanvaar. Maar die vraag waarmee ons vandag moet saamneem, is, hoe reageer ons op Jesus se uitnodiging? Is ons soos Jerusalem wat sy liefde verwerp? Of is ons soos die wat sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here? Mag ons harte nie geslote wees vir sy stem nie. Mag ons nie wag tot dit te laat is nie. Want te laat beteken dis te laat, dis verby. Geen ommekeer nie. Mag ons nou reeds in geloof en lofprysing tot hom nader en hom erken as koning wat eers oor die hemele en die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Here en Hemelse Vader, ons dank U vir U woord wat ons vandag gesien en gehoor het, Here. Dankie dat U liefde vir ons so groot is, dat U ons wil versamel soos U woord sê, soos 'n hen haar kuikens, dat U hart uitreik na die wat verlore is, Here. Here, help ons om nie doof te wees vir U stem, maar met oop harte te luister en te gehoorsaam. Maak ons oop om U werke in ons lewens en die wêreld raak te sien. Gee ons ore wat fyn ingestel is op U waarheid, sodat ons kan staande bly in hierdie uitdagende tye. O Here, ons bely dat ons U krag en U beskerming nodig het. Die wêreld rondom ons is vol gevare, versoekings en struikelblokke. Maar ons weet dat U getrou is om ons te lei en om ons te bewaar, Here, elke dag van ons lewens. Wees ons skild en ons vesting. Help ons om nie uit vrees te leef nie, maar in geloof en vertroue op U, soos wat U woord vir ons sê. Soos ons hierdie week ingaan, bid ons vir U seën oor ons lewens, oor ons gesinne, oor ons werk en alles wat ons aanpak. Lei ons op reguit paaie. Bewaar ons van die bose en help ons om ligdraers vir U te wees, waar ons ook al gaan, Here. Mag ons woorde en dade U eer bring, en mag ons U liefde uitleef teenoor almal wat ons ontmoet. Ons loof en prys U naam, want U is ons koning, ons redder en ons hoop. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons slotlied vanoggend, ons Psalm 23, die welbekende, die Here is my herder. Want dit is wat die woord, dis waar alles gaan. Die Here is ons herder.
waar ons nou met die daaglikse weer te doen gaan kry, onthou, God is altyd met jou. Maak nie saak wat jy in die gesig staar nie. Maak nie saak watter beproewings of swaar kry oor jou pad sal kom nie. God is reg langs jou. Lei jou en sy lig skyn op jou pad. Moet dus nie in vrees leef nie, maar in vreugde. Vier God se teenwoordigheid en besing sy lof. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle beseën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede hoor en aan julle vrede gee. Amen.